Goeiemôre almal, maandagoggend, vandag is dit die 27ste Oktober, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Vanja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor engele. Daar's 'n paar gelowiges, enkeles in die Bybel, wat die voorreg gehad het om engele te kon ontmoet. Engel beteken boodskapper en die Here gebruik engele in sy diens. Hy beloof ook dat hy sy engele stuur om sy kinders te beskerm en te dien. Engele speel 'n rol in die hemelse hofhouding. Nou, ek en Donnie het al 'n paar engele op ons pad ontmoet, wat ons nie eens besef het partykeer dat dit engele was nie, maar ons het so 'n paar ontmoet. Maar gaan vir julle lees hier uit Genesis 28 verse 10 tot 14. En Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en hy sit dit onder sy hoof en hy gaan lê en hy slaap op die plek. En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daar langs opklim en daar langs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, na die noorde en die suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Halleluja. Rigters 2 vers 1 tot 5. En toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochim en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek aan julle vaders met 'n eed beloof het en gesê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie, maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie. Julle altare moet julle omgooi, maar julle het na my stem nie geluister. Wat het julle nou gedoen? So sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor julle uitverdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode is strik vir julle. En terwyl die engel met 'n hoofletter van die Here met hulle hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween, en hulle het die plek Bochim genoem en daar aan die Here geoffer. Ons volgende gedeelte kom hier uit Hosea 12 verse 3 tot 7. Die Here het ook 'n twis met Juda en hy sal oor Jakob besoeking doen volgens sy weë, om vergelde na sy dade. In die moederskoot het hy sy broer aan die hakskeen gehou en in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die engel geworstel en hy het die oorhand gekry. Hy het geween en hom gesmeek by Bethel, het hy hom gevind en daar het hy met hom gespreek. En Here God van die leerskare, Here is sy gedenknaam. En jy tot jou God moet jy terugkeer, beoefen liefde en reg en hoop geduldig deur op jou God. Halleluja. Matteus 1 vers 18 tot 21. Die geboorte van Jesus Christus. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe die moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind deur die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hy hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U engele op ons pad stuur, Here, om ons te beskerm, om ons te waarsku, om net daar vir ons te wees vir leiding. Dankie, Here, dat ons ook die eer en die voorreg gehad het om al engele te huisves by ons, en ons het nie eens geweet dat hulle engele was nie, maar agterna het ons dit agtergekom, en vir U net dankie gesê. Here, wees met ieder en elkeen, Here, waar mense dalk al engele gehuisves het en dit nooit agtergekom het nie. Here, dat ons net almal vir U kan sê dankie. Dankie dat die engele op ons pad stuur. Here, het sy om ons te beskerm, om ons te leer en ons te lei. Here, mag U absoluut in hierdie dag geseënd wees, is ons gebed in Jesus naam. Halleluja, amen en amen.